Anniepot, goeiemôre. Deel van die opname is om seker te maak. God wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Christus wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. En die bloudruk plan wat God met my gedeel het, is om seker te maak dat ons hom ken. Ons moet, soos wat ek verwys het in die eerste gedeelte, en ek wil regtig nie hê iemand moet agterbly in hierdie reeks nie. So wat ek vra is, luister mooi, bære dit, en soos wat die eerste gedeelte verwys het is, daar wat die 10 maagde is, daai tweede stel maagde het gekom. Hulle is nie afgekeer omdat hulle nie olie gehad het nie, omdat hulle lampe nie gebrand het nie. Christus het hulle afgekeer, omdat hulle gesê het, gaan weg van my, ek ken julle nie. Nou om seker te maak, mense, dit is baie belangrik, asseblief geliefdes, Christus wil hê, ons moet hom ken. God wil hê, ons moet hom ken. Die Heilige Gees wil hê, ons moet hom ken. Volgens die orde van God die Vader. Dit is baie, baie belangrik. Daarom deel ek nou vandag ook weer hierdie. En ek wil hê, ons moet nou mooi verstaan. Ons gaan ook bietjie verder gaan, dan gaan ons in die karakter van God ingaan. En dit is baie belangrik dat ons die karakter van God ken. Wat laat God toe, wat laat hy nie toe nie. Wat wil hy hê, wat is sy verwagtinge. So ons sal later daarby kom. Maar ek wil hê, ons moet mooi seker maak. Ek gaan vandag die gedeelte van Lukas 7 weer met ons herhaal en deel. En dit is die gedeelte. Kom ons kyk mooi na die karakter van Christus hierin. En hy sê so in Lukas 7 vers 36. Die sondares wat die voete van Jesus gesalf het. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares is, verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n alabasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. Sy het die voete gesoen met salf en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, hoor mooi, is baie belangrik, die fariseer sê by homself, vir homself, by homself. Volgens my aanname is dit ook, hy by homself gedink. As hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en wat 'n soort vrou dit is wat hom aangeraak het, want sy is 'n sondares. En kyk mooi wat sê Christus. Christus was profeet ook. Kyk mooi hoe antwoord hy hom. Hy het hom nie net so onmiddellik met 'n stok geslaan, of met die woord geslaan, of hom gekorrigeer op 'n rowwe manier nie. Kyk mooi wat sê die karakter van Christus. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om met jou te sê. En hy antwoord, meester spreek. En hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld, die ander 51. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou van wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Hoor mooi wat sê Christus. Simon het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy my nie vir my voete gegee nie, maar sy met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. So, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met die olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes is baie en vergewe, want sy het baie lief gehad
maar hy sê vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, gaan jy, jou sondes is vergewe. En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou dit is baie, baie uitsonderlik belangrik dat ons mooi verstaan wat hier gebeur het. Christus het geweet wat Simon gedink het. Maar kyk op die mooie manier wat hy hom reg help het. Hy het dit so vertel dat Simon homself eintlik geantwoord het. Simon het homself eintlik geoordeel oor dit wat hy verkeerd gedink het. Maar Christus het 'n fantastiese manier hier gebruik om die waarheid na vore te bring. Nou wil ek ook net even nog verder gaan en sê, ons moet regtig mooi alles bedink oor die karakter van God. Ek wil net sê, die volgende gedeeltes wat ons na vorentoe gaan oor intuïsie. Nou die Engelse gedeelte sê intuition, en dit beteken to know without conscious reasoning or study. Dit is waar ons moet kom. Ons moet ook weet, soos wat ons, dis hoekom ek ook in die begin gesê het al, ons moet joernaal en dialoog met God hou, op ons boeke, op ons boek wat ons met God skryf. En God het gesê, skryf dit neer. Nie digitaal nie, het sê skryf pen en papier. So kom ons doen dit reg. Skryf jou pen en papier. Joernaal en dialoog met God is uiters belangrik. Jy skryf alles neer. Daai boek is ook baie privaat. Jy lees nie 'n ander ou se boek nie. Ander ou lees nie jou boek nie. Maar in daai boek skryf jy alles neer. Hoe jy ervaar, wat jou motiewe is, wat jou gevoelens is, wat jou verwagtinge is, wat jy vir God sê, wat God vir jou antwoord. Skrif wat jy kry van God af, skryf dit neer. Drome, visioene, gesigte, emosie, skryf al daai goed neer. En dit is die begin waar jy leer om die God drie eenheid te ken. En na boonbehalwe al hierdie gedagtes, is dit uiters belangrik om in gebed in te gaan voordat elke sessie begin. Voordat jy met God gaan sit en met hom deel, is dit belangrik, bid daaroor, vra, kry 'n honger, bid vir 'n honger in jou binneste, in jou gees, jou siel en jou liggaam, om God te soek en te dien. Dit is uiters belangrik, dat ons 'n verhouding met hom het, dat Christus vir jou kan sê en vir my kan sê, ek ken jou, ek ken jou, ek ken jou. Laat hy nie soos met die maagde maak en sê, gaan weg, ek ken jou nie. Want die ewige lewe in die warm plek in die hel, is glad, begin niemand beskore wat nie daar wil wees nie. Regtig, en die wat so toe gaan op die einde van die dag, gaan baie, baie jammer wees, hulle het nie nou die regte pad gemaak nie. So kom ons praat met ons geliefdes, ons praat met ons vriende, ons bid vir die mense om 'n honger in die woord te kry, om God te dien en om hom te ken in Jesus naam. Amen. Stefans Botha.